Gebruik hierdie tyd, my vriende, om so terwyl met jou God te praat. Praat met hom. Bid tot hom. Dit is 'n voorreg. God te kan praat vanmôre. Here, so baie dankie dat ons U kan ken vanmôre. Dit is ons groot begeerte om God te ken. Ek wil U beter en beter leer ken elke dag van my lewe. Dit is my asemhaling. Dit is die rede hoekom ek bestaan. Om my Skepper te ken. Maar Here, baie dankie dat U ook vir ons ken. Die woord leer, U ken die wat U sin is. U ken die skape. En U sê ook dat U skape ken U stem. Here, ek weet dat U praat vanmôre met U kinders. En ons luister gewillig. Ag Here, baie dankie dat U nie te besig is vir ons. Amen. Maar dat U vanmôre in ons midde is. Amen. Baie dankie, Here. Ons kan vanmôre al ons versoeke, al ons begeertes, al ons wroeginge, ons bekommernis en ook ons danklied, kan ons alles aan U bring. U is 'n God wat verstaan. U is 'n God wat medelee het. U is 'n God van naby en nie van ver nie. So Here, U hoor vanmôre elke hart en elke gebed wat na U toe opgaan. U hoor die bekommernis in harte. U hoor die hartseer. U hoor ook die blydskap. Ag Here, U wat alles weet. Wil U deur die groot genade vanmôre die smekinge van die kinders aanhoor. En elke gebed antwoord vanmôre. Soos 'n reukwerk voor U opgaan. Ons verdien niks nie. Maar die genade is so groot. En ons beroep ons op die genade. Ons beroep ons op die goedheid. En op die ewigdurende liefde vir ons. Hoor ons. Hoor U volk vanmôre. Soos wat hulle tot U roep, o Here. All we come into your presence. Not according to our works, but according to your grace. En ons kom buig laag voor U voete neer. Ag Here, kan ek vra, soos wat ons voor U buig, wil U die vanmôre U volk aanraak. Soos wat ons voor U verootmoedig. Ag Here, wil U die neerbuig in die hand plaas op een en elkeen vanmôre wat sy hart uitroep na U. En laat U krag vloei deur elke tempel vanmôre. Laat U heerlikheid vloei deur elkeen wat honger en dors na U vanmôre. O, ek verlang dit self, o Here. Waai ook deur my, vloei deur my. Laat U krag ook aan my geopenbaar word. En so is dit ook my verlange vir een en elkeen. Laat die krag op ons neerdaal. In Jesus naam. In Jesus naam vra ek dit. Daai kragtige naam. Daai naam wat gesê het, alles wat julle in my naam vra, kan julle verkry. Ons vra nie vir die goud en die silwer nie. Ons vra nie vir roem en rykdom nie. Ons vra vir die woord van God en die krag van God en die lewe van God in ons. Dis wat ons siel verlang. Sal U dit vanmôre aan ons skenk, o Here. Ons verlang daarna. Versadig ons siele dors vanmôre. In Jesus naam. Halleluja. O my vriend. Die heerlikheid van die Here hang soos 'n doek oor ons vanmôre. Ek sien die wolk van sy heerlikheid groei soos in die dae van Elia. Toe Elia sy dienaar uitstuur, hy sê, gaan kyk, wat sien jy? Met sy oë opgelig na die hemel, hy sê, ek sien 'n wolkie so groot soos die vis van my hand.
En Elia sê, gaan sê vir die koning, die reën is op pad. Broer en suster, hoe lang bid jy al? O Here, stort dit op net uit op my siel. Hoe lang vra ons al, o Here, gee ons op net weer die laatreëns. Wat ek vanmôre ervaar is, die wolke pak saam van God se heerlikheid. Laat my dink aan hy lied, laat dit reën, laat dit reën. Broer en suster, soos wat ons na hom soek vanmôre, ervaar ek die groei van die heerlikheid. Ja, die heerlikheid groei nie by God nie, dit is sy heerlikheid, maar dit groei in jou. God is groot. Hy kan nie groter word wat hy is nie, maar hy word groter vir ons, soos wat ons hom soek. En ek voel hoe sy heerlikheid groei in ons midde. Stel jouself oop vanmôre en laat jou hart ontvang die reën van die Here. Amen. Wat hy begeer om dit aan jou te gee. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie, dankie, dankie. U is die een wat die dors les. U is die gewer van lewenswater. U is die een wat ons honger stil. U is die brood van die lewe. En ons gemeenskap is met U vanoggend. Dankie daarvoor in Jesus naam. Here, doen wat U wil doen. Here, wie is ek? Ek kan iets maak gebeur nie. Dis U wat U hand uitstrek. Dis U wat die werk doen. Ek wil maar net terugstaan sodat U werk kan doen. Doen wat U wil doen, Here. Ons gee die stuur aan U. Lei U ons in Jesus naam. Maar broers en susters, ek wil vir julle sê daar is 'n dors in my. En ons moet dors en honger na die Here toe kom. Ons altyd oudag sê kom met 'n verwagting, maar daai verwagting neem die vorm van 'n honger en 'n dors. Salig is hy wat honger en dors na geregtigheid. Hulle sal versadig word. Amen. Jesus het by Pinksterdag gesê in Handelinge 7, o almal wat dors het, kom drink van die water van die lewe verniet. Kyk, dit sal in jou word 'n fontein van lewenswater wat uit jou binneste uit opborrel. Woe! Maar lyk my daai fonteine so 'n bietjie gestop partykeer. Jy weet, partykeer is daar 'n klomp hout en stoppels en rommel in 'n fontein. Dalk met die fontein, jy weet, ou Isak moes die putte wat sy vader Abraham gegrawe het, moes hy weer gaan uitgrawe. Né, want die vyand het gekom en 'n klomp rommel in die putte gegooi. Né? Toe moes Isak gaan en hy het nie nuwe putte gaan grawe nie. Daar's nie iets niets nie. Jy moet net daai ou putte weer gaan oopmaak. Amen. Né? Ons het nie 'n nuwe evangelie, dieselfde evangelie. Maar wat ek dink wat gebeur het is ons het bietjie gewoond geraak. Ja, amen. Né? Veral ons Pinkstermense, ons raak gewoond aan die salwing. Ons raak gewoond aan goeie prediking, ons raak gewoond aan musiek en sang. En broer en suster, dis 'n gevaarlike ding. Amen. Want as jy gewoond raak, raak jy gemaksugtig. Ja, amen. Jy kom al sit sommer so hier by mekaar. En moenie te veel van my vra nie. Ek is eintlik maar net hier om dit net te geniet saam met die mense. Maar broer en suster, jy moet kom. Asof dit jou laaste keer is. Ja, amen. Dat jy met God kan ontmoet. Kom met 'n honger en 'n dors. Jesus. Ek begeer dit. En ek kan sien, daar is 'n paar gesigte waar ek ook begeer. Halleluja. Dat God weer opnuut sy heerlikheid sal uitgaan. Amen. 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 Nou broer en suster, ek weet hoe die Here gaan werk vanmôre nie, maar as hy wil oorvat, moet hy oorvat, want tussentyd gaan ek aan. Is dit reg? Ek kom met u praat vanmôre oor die tema wat u nie daar sien nie. En die tema is Jesus is God en God is lig. Sê dit 'n bietjie saam. Jesus is God. Wie glo dit? Woe, moet ek nie vir die Jehovah's sê. Moet ek nie vir die Mormons sê. Moet dit nie vir die Moslems sê. Maar ek sê dit. En ek sê dit wat die Bybel sê dit. Amen. Jesus is
Amen. En God is lig. Lees saam met my oor hierdie gedagte in 1 Johannes, die eerste hoofstuk. Ek het aanvanklik gesê, lees net vers 5, maar ek dink ons moet sommer lees vanaf vers 1 tot en met vers 50. Is dit reg? Prys sy naam. Prys sy naam. Lees pastoor. Hoe sit die Bybel is die waarheid. Elke keer as ek praat, dan is dit maar my opinie wat inkom. Jy weet, die Bybel praat die duidelikste. Ek het al 'n tydjie gedink, miskien moet ons by mekaar kom, maar lees ons uit die Bybel. Wat dink julle daarvan? Amen. Dis suiwer woord. Prys sy naam. Maar hoe dit ook al sê, kom ons lees vanaf vers 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, die van julle wat nou by Johannes 1 is, jy's by die verkeerde Johannes. Jy moet by 1 Johannes 1 wees. Dankie. Ja, ek sien daar's baie mense, hulle is totaal verward. Alraai, 1 Johannes 1, vers 1, vers 1. Terwyl van nou ons begin voor. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Halleluja! Amen. En die lewe is geopenbaar, is nie 'n geheim nie. Die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien. Johannes sê, ons het die lewe gesien. Wat het hulle gesien? Wow. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was. Hy was by die Vader. En aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien het en gehoor het, dit verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Wat is dit? God is lig. En geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons. En doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. Halleluja. O Here, dankie vir die apostel Johannes. En dankie vir die openbaring wat U aan hom gegee het. Wat hy kon neerpen, sodat ons dit kan lees 2000 plus jaar later, en daardeur ook die openbaring kan ontvang, dat Jesus is God, en God is lig. Dankie vir hierdie woord. Ag Here, help my, dat ons hierdie woord, Here, sal bekend maak. Laat ons dit sal verstaanbaar maak, sodat elkeen hier sal luister en sal sê, ek weet wat God vanmôre tot ons gespreek het. En dit het my gebou. Dit het my lewe verryk. Ek weet wie hy is. Vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Broer en suster, God kom hier met 'n boodskap wat hy gee aan die apostel Johannes, en is 'n boodskap vir een en elkeen van ons. En hierdie is nie sommer enige boodskap hier, Michael. Hierdie is 'n uiters belangrike boodskap. Daarom wil ek vanmôre sê, neig julle ore en hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente sê. God kom met 'n boodskap. Hierdie God, hierdie almagtige God, hierdie ewige en ware God, hierdie alwyse God, hierdie God wat die hemel en die aarde geskape het en alles wat daarin is. Hierdie God kom vanmôre en hy wil sy natuur
en sy persoon en sy karakter, hy wil as ware homself aan ons openbaar. Amen. Hierdie God. Prys sy naam. Hy wil homself openbaar en hy stel homself ook bekend aan sy skepping. Die skepper kom na sy skepsels. Amen. Hy sê, ek wil my aan julle openbaar. Yes. Maar hoe gaan hy dit doen? Want God is gees. Yes. Ons is vlees en bloed. Hoe gaan God homself aan die mens openbaar? Wel, vir hierdie doel Yes. het God sy seun na hierdie wêreld gestuur Yes. om God aan die mens te openbaar. Kyk wat sê Kolossense, die eerste hoofstuk en vers 15. Hy sê, dit is Jesus, is die beeld van die onsienlike God. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Hy is die beeld van die onsienlike God. Amen. Hy is as ware die openbaring van God aan die mens. Kyk gou wat sê Johannes, die eerste hoofstuk en vers 18. Daar staan geskrywe, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Hy is die beeld van die onsienlike God. Hy kom in die boesem van God en hy het God verklaar. Wat het Jesus aangaande homself gesê in Johannes 8 vers 12? Hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. So broer en suster, jy sien, niemand het ooit God gesien, maar Jesus Christus, die lig van die wêreld, het gekom om God aan die mens openbaar te maak. Hy is die lig wat van God gekom het om God aan die mens uit te beeld. Jy sien, niemand het ooit God gesien nie. Maar Jesus Christus, die lig van die wêreld, het na hierdie aarde toe gekom, in hierdie stof kom loop, om die God, die skepper van hemel en aarde, aan die mens bekend te kom stel. Mense, hierdie goed is baie keer te veel om te verwerk soms. God invading. Kyk gou, julle kyk my so aan en sê, nee, gee my nog 'n vers, net om hierdie ding huis toe te vat. Ja, ek sê jou nog 'n vers. Kolossense 2. Vers 9. Hy sê, want in hom, dis Jesus Christus, woon al die volheid van die Godheid, nie van die volheid of 'n gedeelte daarvan nie, al die volheid van die Godheid woon in hom. Liggaamlik, toe Jesus in sy liggaam was hier op aarde, wat was in hom? Weet nie, wil julle 'n bietjie saam praat vanmôre, of is dit nou kind of onderwysers, studente môre vanmôre? Die volheid van die Godheid was in hom. Maar dit was eers vir 'n oomblik verborge. Maar kan jy onthou toe Jesus daar, ek dink dit is in Matteus 17, op die berg was, toe skyn die volheid van die Godheid wat heeltyd daar binne hom was. Toe skyn dit deur daardie vlees van hom. Dit skyn deur daardie wit mantel van hom. En daar was 3 getuies, Petrus, Jakobus en Johannes.
And they saw the glory of the living God shining through this man that they called Jesus. Let gebeur op daai oomblik, we are in the presence of God. En hierdie Jesus, hierdie lig van die wêreld, kom vanmôre. En hy sê, ek het 'n boodskap om vir julle te gee aangaande wie hierdie God is. En wat was die boodskap wat hy kom bring? Kyk gou weer in 1 Johannes 1 vers 5, hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Johannes praat, hy sê, ons het gehoor, Jesus het hierdie ding gesê. En ons verkondig dit nou aan julle. God is lig. Amen. En daar is geen duisternis. Dis die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Wie is die hom? Jesus. Wie is die hom? Jesus. Ja, dit is daai ene wat Johannes van geskryf het. In Johannes 1, wat het Johannes gesê aangaande hierdie hom? Hierdie hom wat vir ons gaan vertel, God is lig. Kyk hoe beskryf Johannes hierdie hom in Johannes 1. Hy sê, in die begin was die woord, vers 1, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, sy is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Alles is uit hom. Amen. Alles is uit hom, alles word geonderhou deur hom, en alles keer eendag terug tot hom. Uit hom, deur hom, en tot hom. Hy is die begin en die einde van alles. Amen. En die instandhouder. Nou die wêrelde in stand deur die krag van sy woord, sê die psalmis. Vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. Wie is die woord? Die een waarvan 1 vers tot 3 praat, vers 1 tot 3 praat. Het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Waar het hulle dit aanskou? Op die berg. En heerlikheid, soos van die enige geborene seun, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So broers, is dat ek vra vir u, wie is hierdie boodskapper? Wat kom verkondig het? God is lig, en daar is geen duisternis in hom. Wie was daai boodskapper? En wie is Jesus? Hy is God. Johannes 1 vers 10. En die woord, vers 10 sê, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. In Johannes 1 vers 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Wie was hierdie woord? Was God. Die boodskapper wat hier in die stof kon loop het, was niemand anders as God. Amen. Geopenbaar in die seun Jesus Christus. God was hier. Kan jy self indink, toe Johannes en die apostels tot hierdie openbaring kom, en hulle besef, hierdie Jesus, wat ons so aanskou het, wat ons so gesien het, hoe doen hy wonderwerke, wat daar in die strate van Jerusalem rondgeloop het, hierdie Jesus, wat ons aanskou het, was toe al die tyd God. Kan jy self indink, hulle moes getref het, hoe moes dit hulle geraak het, toe hulle besef, hierdie Jesus, wat ons so dag in en dag uit na geluister het,
Daardie woorde van lewe, wat oor sy lippe gerol het, daardie woorde wat lewens vasgegryp het, dat selfs sy vyande gesê het, niemand het nog ooit gepraat soos hierdie man nie, niemand het nog ooit woorde gehad, wat van sy lippe afgekom het soos hierdie man nie. Toe Johannes hulle besef, en die ander apostels, ons het die hele tyd geluister, na God self. Ja. Hoe moes het wees toe hulle besef? Hierdie Jesus wat ons geraak het. Hierdie Jesus wat ons soms omhels het. Ons gekalmeer het op die Stormsee. Hy het aan ons gevat. Ons het hom gevat. Dit was niemand anders. Dit is God self. Hoe moes dit nie? Hoe moes dit nie vir hulle gewees het? Ja, God was hier. Dit was letterlik hier. En hierdie Jesus kom. Hierdie God kom. En hy sê, ek het 'n boodskap. Ek het 'n aankondiging om te maak. Wat is die aankondiging? God is lig. Amen. God is lig. Wanneer ons aan lig dink, wat verteenwoordig lig? Klop paar dinge. Lig, onder andere, verteenwoordig reinheid, suiwerheid, skoon lig. Daar's geen besoedeling in skoon lig nie. Daar's geen vervalsing in skoon lig nie. Dis wanneer jy filters voor lig sit, of is wanneer die ligruim waarin die lig skyn vol stof is en vol besoedeling is, dan lyk dit asof die lig besoedel is. Maar die lig self is skoon. So lig verteenwoordig skoonheid, reinheid. En God is lig. Wat verteenwoordig lig nog? Lig verteenwoordig ook waarheid. Het jy al gehoor mense sê, ek het tot die verligting van hierdie saak gekom. Wat beteken dit? Ek het tot die kennis van iets gekom. Ek het tot die openbaring van iets gekom. Dit was vir my onbekend, maar nou het dit vir my opgegaan. Nou weet ek dis waar. So lig verteenwoordig ook waarheid. En wat sê Johannes 17:17? Heilig hulle in die waarheid. Hoe word ons rein? Die woord is die waarheid. Die woord was ons. Die woord is die manier om 'n mens se lewe te was. So, lig is skoon en lig is waarheid. God is lig, God is heilig en God is waarheid. Wat het Jesus al gaande homself gesê? Johannes 14 sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Hey, julle moet dit begin raak sien. Alles wat Jesus aan God toeskryf, het hy aan homself toegeskryf. Hy sê, dis wie God is. Maar ek is al die kwaliteite wat ek sê wat God is. Hy is besig om homself aan die mense te verklaar. Wat in lig nog? Lig stel ook bloot. Dit maak ook oop. Dit bring na vore dit wat verborge is. Kyk gou. Wat sê Johannes? Die evangelie van Johannes, dit is nou die groot een. Johannes 3 vers 20. Hy sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. So wat doen die lig? Dit maak bekend, dit openbaar
Dit openbare mense werke. Dit stel bloot. Wat het God gesê vir Esegiel aangaande die leiers van Israel, aangaande wat in hulle lewe aan die gang is? Kan jy onthou? Ek vergeet. Ok, Esegiel, hoofstuk 8, vers 12. Daar staan, toe sê die Here vir my, het jy gesien, mensekind, wat die sonde, wat die oudstes van die huis van Israel in duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk, want hulle dink, die Here sien ons nie, die Here het die land verlaat. Hy sê, hulle dink, as ons in die donker is, kan die Here nie sien nie. Skakel die lig af, dan gaan hy nie weet wat ek doen. Ons lag oor, maar ek dink, subtiel dink sommige mense so, skakel die lig af, want niemand weet wat ek doen. Maar wat sê ek, man? Nee, die Here sê ek sien in die donker, want ek is lig, en lig maak bekend, lig stel. En God wys vir Esegiel, wat is in die harte van die leiers van Israel. Hy sê vir Esegiel, hulle wandel in duisternis, hulle aanbid beeldwerk daar in hulle donker kamertjies. En God maak hom bekend, hy sê, hulle leef in sonde. Hy openbaar aan Esegiel. Dis wat lig doen. Lig bring na die oppervlakte. Dit maak bekend. So, God is lig. En lig is skoon. Dis heilig. Lig is waarheid. En lig maak bekend. Nou, Jesus kom. En hy sê, God is lig. Kyk gou vinnig wat sê Psalm 104 en vers 1 en 2. Wat was Jesus se woorde? God is lig en in hom is geen duisternis nie. Dis baie belangrik, daai tweede deel. God is lig, hy is waarheid, hy openbaar, hy rein en daar's geen duisternis in hom. In Psalm 104 vers 1 en 2 sê, loof die Here o my siel, Here my God, U is baie groot, met majesteit en heerlikheid is U bekleed, wat U self omhul met die lig, soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan, soos 'n tentdoek. God is omhul in lig. As jy onthou, in die Nuwe Jerusalem eendag, sê daar sal geen son wees nie. Openbaring 21:23, hy sê, want die heerlikheid van God is die lig. Ja, dit staan so. Openbaring 21 vers 23. En die stad het die son of die maan nie nodig om aan hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lamp is 'n lamp. Sien julle dit? Ja. God is lig. Die lamp is daar. Hy is die lamp. Hallo? Bring my terug by die punt. Jesus is God en God is lig. En daar is geen duisternis in die lig nie. Nou, broer en suster, ek weet nie of dit vir julle openbaring is nie, maar lig en duisternis gaan jy nie in dieselfde kamer aantref nie. Nee. Want dit is twee pole van mekaar. Hulle kan nie saam bestaan in dieselfde spasie nie. Dis of lig of is donker. Amen. Wat gebeur as jy in 'n donker kamer instap en jy skakel die lig aan? As skielik die donkerheid kry van 'n hoekie en sê okay, ek kry hier weg. En die res van die kamer is lig, is daar so 'n donker kolletjie daar in die hoekie. Nee. Die oomblik as lig aangaan, verdryf dit duisternis. Die lig verdryf duisternis. Lig en duisternis kan nie saam bestaan nie. En lig is altyd sterker as duisternis. Dit kan hoe donker wees, dit kan pikgietswart donker wees. Jy kan in 'n kelder gaan waar daar geen lig is nie. As jy lig aanskakel, is die duisternis weg. So dis twee opponerende pole, hulle kan nie saam bestaan nie. En nou kom Jesus
Deur Johannes, hy sê, God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. Daar is nie duisternis in God nie, want lig en duisternis kan nie saam bestaan nie. Dis onmoontlik. Nou kyk gou vinnig, wat sê 2 Korintiërs 6, vers 14. Daar staan, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Kan jy dit sien? Hy sê, hoe kan lig en duisternis saam funksioneer? It's not possible. Net soos wat in die natuurlike realm nie moontlik is nie, is dit ook in 'n mens se persoonlike lewe nie moontlik nie. Jy wandel of in die lig, of jy wandel in duisternis. Watter gemeenskap het die twee met mekaar? Jy kan nie 'n vervulde lewe leef as jy probeer om albei te akkommodeer. So met my, lig en duisternis kan nie saam bestaan nie. Ok, nou kyk gou vinnig, wat sê Lukas 1? So ons gaan dit skrifte lees. Lukas 1 vers 76. Hy sê, en jy kindjie sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak, om die kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het. Sien jy dit? Weet ons besoek die opgaande lig uit die hoogte, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. God is lig, en die lig het na die wêreld toe gekom, en hy kom skyn in 'n donker wêreld. Die opgaande lig het opgegaan, om vir ons die pad te wys, na 'n lewe van vrede, 'n lewe wat nie in stryd met God is nie. Die lig. Jesus het aangaan homself gesê, ek is die lig. Ek is die lig. Wat het Jesus vir Paulus gesê? Wat het hy vir Paulus gesê? Onthou julle toe hy vir Paulus sê, luister, jy gaan nog nie doodgaan nie, jy moet nog na Rome toe gaan. En Paulus aan die tronk, hy het nog eens die einde van sy lewe daar in Jerusalem, sê God, nee, jy is nog nie klaar nie. Jy gaan nog skilbreek lê, ek gaan vir jou nog lekker deur baie dinge vat. En dan gaan jy Rome kom en al die goed. En maar kyk wat was die boodskap wat Paulus moes vat saam met hom. Nee, die goed is exciting. Handelinge 26 vers 16 tot 18. Hy sê, maar rig jou oë op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou sal stuur, om hulle oë te open, dat hulle al van die duisternis tot die lig kan bekeer. Sien jy dit? Dis die boodskap. Bekeer julle van duisternis na die lig, en van die mag van Satan na God. Satan, duisternis, God, lig, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel deur die geloof in my, Jesus Christus wat hom praat, hy sê deur die geloof in my, vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Hulle moet hulle bekeer na die lig. En dan sê Jesus, hoe gaan hulle doen? Deur geloof in my. Hulle moet hulle bekeer tot Christus. Dan sal die sonde, die lig, die opgaande lig sal in hulle lewe opgaan. En hulle sonde sal vergewe word. So broer en suster, dis vir my redelik duidelik. As dit vir jou onduidelik is, ek het nie vir jou raad nie. Want vir my is dit redelik duidelik. Die boodskap is, God is lig. En in hom is daar geen duisternis. Die boodskapper wat die boodskap gebring het, is niemand anders as God self. God self het vir ons kom sê, God is lig. Amen. En in hom is geen duisternis. So die boodskap is God is lig, die boodskapper is God self, geopenbaar in Jesus Christus. En wat was die doel van die boodskap? Wat was die motivering agter die boodskap?
Die doel van die boodskap is om die mens te lok en te nooi om in gemeenskap met die lig te wandel. En hoe kom ons in gemeenskap met die lig? Ons moet kom na die lig toe. Almal wat dors het, kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Daar is 'n uitnodiging, 'n oop brief wat sê, kom na my toe. Kom na die lig toe. Ek wil in gemeenskap met jou wandel. Kyk gou terug by ons skrifgedeelte. 1 Johannes 1 vers 3 sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit is die Vader se begeerte, is hy wil in gemeenskap met ons leef. Daarom wil hy ons moet kom na die lig toe. Amen. Hy begeer, en sê, dis God se grootste begeerte. He wants to have fellowship with you. Maar weet jy wat? God het die mens gemaak as 'n vrye agent. Ons het die vermoë om te kan kies wat ons wil doen. Ja, jy kan kies vandag. Jy sê ons kan kies of om in die lig te wandel en te kom na die lig en te wandel in die lig, of ons kan kies om in duisternis te wandel. En daar het jy geweet, jy is nie 'n marionet nie. Het jy het geweet? Jy is nie 'n robot nie. Jy het die keuse vandag om te kies. Wil ek wandel in lig of wil ek wandel in duisternis? Amen. Dis jou keuse. Dis jou keuse. Adam en Eva in die tuin het die keuse gehad. Wil ons wandel in die lig? Of wil ons daar buite gaan wandel, buite Eden, buite God se heerlikheid in duisternis? Hulle kon kies, gaan ons toegee aan ons vreeslike begeerte en in duisternis wandel, of gaan ons onderwerp aan God se verordening, God se wil, moenie eet van hierdie boom nie, en in vrede met God wandel, en in die lig wandel. En ons weet wat hulle gekies het, nie waar nie? En as gevolg van die sonde van Adam het daardie saad van Adam na alle mense deurgedruk. Amen. Tot alle mense deurgedruk. Daardie saad moet doodgemaak word. Dit moet gekastei word. Maar dood julle die Here wat op jou hand is. Kyk gou. Kyk gou. Die vliegtuig gaan nou land. Johannes 8 vers 29. Waar staan? Wat sê Jesus self? Hy sê, Johannes 9 vers 28. Verskoon tog. En Jesus sê vir hulle, Johannes 8 vers 28, daar sê, Johannes 8 vers 28. Hier sê Jesus aangaande homself. Hy sê, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Sien julle wat Jesus aangaande homself? Hy het 'n keuse gemaak, ek gaan niks uit myself doen. Ek gaan net dit doen, en ek gaan net dit spreek wat die Vader vir my sê om te doen en te spreek. Al kos dit ook dat ek na 'n kruis toe moet gaan, dan sal ek gehoorsaam wees tot die dood van die kruis toe. Want dis wat ek gekom het om te kom doen. En broer en suster, is dit nie so nie. Dit is presies die teenoorgestelde wat soveel mense doen vandag. Want ons as mens leef vir onsself. Kom ons wees bietjie eerlik vanmôre. Ons leef 'n selfgesentreerde lewe. Jy kan maar sê wat jy wil. Hoeveel van die keuses wat ons maak, is die motief is wat is in belang van my? Wat is in my belang? Wat is tot my voordeel?
Wat hou dit vir my in? Yes. Ons leef 'n selfgesentreerde lewe. Jesus sê, soos ek is in die wêreld, soos julle. Hoe was Jesus in die wêreld? Hy was 'n gehoorsame diensknegt tot die dood van die kruis. So moet ons ook wees. Amen. En broer en suster, as jy so 'n lewe leef, weet wat gebeur? Dit vervreem jou van God af. 'n selfgesentreerde lewe, kom ek sê vir u, dit is die mees onvervulde lewe wat 'n mens kan leef. Amen. 'n selfgesentreerde lewe. Dis onmoontlik dat jou geestelike honger en dors vervul kan word wanneer jy leef met jouself as die hoofdfiguur. It's impossible. Inteendeel, mense wat vir hulle self leef, ek is oortuig daarvan, is die leegste mense wat wandel op die gesig van hierdie aarde. It's all about me. Selfgesentreerde. Dit is slegs wanneer jy in gemeenskap met God leef en in gehoorsaamheid aan hom, dat jy ware vervulling in die lewe sal ervaar. Wat het Jesus gesê in Matteus 16:25? Hy sê, as jy die kom ons lees dit net. Matteus 16:25. Hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. So as jy leef vir jouself, you're going to lose it. But if you're willing to lose it, God's going to use it and you will live. Dis wat Jesus sê, dis waar vervulling lê. En sonder hierdie tipe van leefstyl waar hy sê, Here, my alles op die altaar. 'n gebrek aan so lewe bring geestelike dood. Amen. Lei na geestelike dood. Wat het Jesus gesê vir die vrou daar by die put, Johannes 4:24? Hy het gesê, daar sal 'n dag kom dat die ware aanbidders God in gees en waarheid sal aanbid. Jy sien, broers, is dit sonde het gevolge. En die gevolg van sonde is, dit bring die dood mee. Amen. En dit maak ware aanbidding in gees en waarheid tot God, dit maak dit onmoontlik. Amen. Jy kan nie in gemeenskap met God wees nie. Want aanbidding gaan oor om to fellowship met God. En hoe gaan jy God aanbid in gees en waarheid as jy geestelik dood is? Want God is gees. Hy verstaan die taal van die gees. Maar nou is jou gees dood. Want jy leef in sonde en sonde bring die dood mee. En al hoe daai gemeenskap herstel kan word, is ons gees moet lewend gemaak word. Dis al wat kan gebeur. Dis al wat binne in gees en waarheid moontlik gewees. Ons moet lewend gemaak word. Hoe word ons gees lewend gemaak? Ek is so bly u vra, want u moet gaan lees weer wat sê Johannes 3 vers 3 tot 5. Kan ons dit net gou vinnig lees? Johannes 3 vers 3 tot 5. Daar staan, Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word, nie kan die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan nog nie tweede maal in sy moeder se skoot gaan en gebore word. Jesus antwoord, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Daar's 'n geestelike geboorte en daar's 'n watergeboorte. En broer en suster, jy moet nou net ek vir jou lank besig hou vandag oor te praat oor die watergeboorte. Ons praat van die bad van wedergeboorte. Titus 3 vers 5. Ons praat van die begrafnis, Romeine 6 vers 4. Ons praat van die afwassing. Petrus 3, die teebel die dood, ons ook red, ja, as 'n afwassing van die veiligheid van die vlees, maar as 'n bede tot God, om 'n rein gewete. Paulus, staan op en laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl in die naam van die Here aanroep. Ons moet gebore word uit water. Ons het 'n broer gehad wat laas Sondag gebore was uit water.
Né? Maar jy moet gebore word uit water en gees. Né? Anders het jy net vir 'n swem gegaan. Jy het net lekker gegaan vir 'n dip, soos wat jy 'n skaap dip. Nee, daar's ook 'n geestelike element. Daar's 'n goddelike element waar hy jou besny in jou hart wanneer jy die naam van die Here aanroep. Jy moet uit die gees gebore word en uit water. Okay, broers, dit is so ons weet, wat is die boodskap? God is lig, en hom is geen duisternis nie. Ons weet, wie was die boodskapper? Dit is niemand anders as God self, wat vir ons die boodskap gebring het nie, en ons weet wat die doel van die boodskap, en dit is God wil in gemeenskap met ons, daarom moet ons kom na die ligte. Net soos ons in gemeenskap gaan. Mama, God het jou baie lief. En hy het so diepe begeerte, om in gemeenskap met jou te wandel. Maar ons moet nie mislei word. Want gemeenskap met God is nie moontlik wanneer ons in sonde voortleef. It's not possible. Onthou lig en duisternis? Nee. Dis nie moontlik nie. Gemeenskap met God is nie moontlik nie. Kyk net gou vinnig en hiermee sluit ek. 1 Johannes 1 vers 6 en 7. Hy sê as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in duisternis wandel, dan lieg ons. Hallo? En hoe duidelijk kan dit stel? Ons kan nie sê ons het gemeenskap met God, maar ons hou ons self besig met die werke van duisternis nie. Hy sê, dat jy nie gemeenskap met my nie, jy lieg. En ons doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Dit is interessant, hè? Wanneer jy in die lig kom, dan sal twee goed wat herstel. Jou gemeenskap met God en jou gemeenskap met jou medemense. Ek kan nie verstaan hoe mense sê ek wandel in die lig, maar hulle isoleer hulle self van al die kinders van die Here. Hoe? Ek dink is Johannes self wat sê later daar in Johannes 4, hy sê, hoe kan julle sê dat julle my lief het, dat julle nie kan sien nie? Maar jy haat jou broer, wat jy kan sien. Ek praat nie van die wêreld daar buite, ek praat van ons broers en susters, die kinders van die Here. Hoe kan ons nie in gemeenskap met mekaar wandel? Maar ons sê ons het gemeenskap met God nie. Dis ons is dan God se liggaam. Hy sê by die nagmaal, ons moet die liggaam onderskei. Dit gaan nie oor die liggaam van Christus nie, dit gaan oor ook sy liggaam, die eklesia. Ons moet dit kan onderskei. So ons het gemeenskap met mekaar, omdat ons wandel in die lig. En ons het gemeenskap met God, want ons wandel in die lig. Dit gebeur outomaties. En as dit nie so is nie, wil ek vir jou sê, jy lieg. Liar, pants on fire, I got you. Amen. En ek sê dit in die Bybel sê dit. As ons sê dat ons gemeenskap met God het ons ook gemeenskap met mekaar. Amen. Want ons wandel in die lig. Amen? Amen. Okay, so dis die ding. Ons kan nie sê ons het gemeenskap met God, maar ons wandel in duisternis. Maar die wonderlike ding is, God het vir ons die oplossing gegee. Want daai sonde wat so skeiding bring tussen God en mens, daai sonde wat veroorsaak het dat 'n mens nie in vrede met God kan leef nie. Jesus Christus het gekom en sy bloed gestort. En daardie bloed kan die vuilste sonde skoon was. Amen. En dit kan daardie hindernis wegruim, sodat gemeenskap met God herstel kan word. It's possible. It's doable. Ek weet nie staan ek. I'm a walking witness. Amen. Any more walking witnesses? Yes, my Lord. Yes, my Lord. It's all about your grace. Jy sien, Christus het vir ons gesterf, sodat ons kan leef. Amen. En sodat gemeenskap met hom herstel kan word. En ons die vreugde kan ken. En die vervulling kan ken. Van daardie gemeenskap. Dis hoekom hy vir ons gesterf het. En wanneer jy hom aanroep, en sy naam bely, en hom die Here van jou lewe maak, dan kom hy en hy red jou uit, en hy was jou skoon, en hy herstel daardie verhouding tussen jou en hom. Dis wat hy kom doen, my liewe vriende. En die uitvloei daarvan is volkome vrede
en volkome blydskap. Jesus het gesê, Paulus het gesê in Filippense 4:7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle sinne tot op die dag van die Here. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Kyk wat sê in Johannes 4, 1 vers 4, hy sê, en ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Dis die uitvloei, wanneer ons kom na die lig toe. Yes. God is lig, Prys sy naam. en hom is geen duisternis nie. Die boodskapper is God self wat dit vir ons gesê het. Amen. En die rede is, hy nooi ons, kom ons kom na die lig, sodat ons gemeenskap met hom kan hê. Dit is die boodskap. So broer en suster, daar is die keuse. Prys sy Ons naam. het 'n keuse vandag. Gaan jy wandel in lig, of gaan jy wandel in duisternis? Prys sy naam. En my pleidooi vandag aan een en elkeen wat luister op die lig weer, of wat dalk hier sit vanmôre, is, kom na die lig toe. Amen. Wandel in die lig, dis by verre weg die beste. Wie kies die lig? Prys sy naam. Staan saam met my, julle wat die lig kies. Julle wat bly sit, ons bid graag saam met julle. Ons bid baie graag saam met julle. Of as jy nie kan staan nie, identifiseer net, ek staan in my gees. Dan weet ons hoe kom jy sit. Kinders van die lig, wandel in die lig. Yes. Kom ons kry klaar met die werke van duisternis. Amen. Sodat ons gemeenskap met God kan hê en dat ons blydskap volkome kan wees. Amen. Maar jy nie net daar waar jy staan vir die Here dankie sê, dat die opgaande lig ook in jou lewe opgegaan het. En dat jy met die lig kan wandel. Dankie Here. Dankie Jesus, dat U die skepper aan ons kon openbaar maak. Dankie dat die lig vir ons opgegaan het hier op aarde. Want dit was maar donker. Ons het rondgetas. En ons het gestruikel en geval. Ons was blind. En Here, ek kan myself indink, as iemand blind is, en hy het niemand om hom te begelei nie, hoeveel keer iemand moet geval het, 'n blinde persoon. Ek dink maar aan 'n klein ou seentjie wat blind gebore is, en as hy rondtas en rondkruip, hoe gereeld stamp hy hom nie, hoe gereeld val hy nie oor dinge nie. Maar Here, U het gekom Halleluja. om blinde oë te open. U het gekom om die wat struikel en val in 'n pitnagdonker wêreld, om die lig aan te skakel. En vanmôre staan ligdraers hier voor my, en hulle sê, hierdie lig van my, ek gaan hom laat skyn, Amen. en ek gaan hierdie uitnodiging wat God aan my gemaak het, en ek op gereageer het, ek gaan daardie uitnodiging na ander toe vat. Ek sê, kom na die lig. Hou op struikel, hou op val, hou op seer kry. By die Here is daar vrede, Here Jesus. is daar blydskap, is vervulling. Ag Here, die vyand, hy wil die lig kom doodmaak in mense se lewens. Here Jesus. Hy is 'n mensemoordenaar, hy's 'n verwoester. Amen. En miskien is daar sommiges hier vanmôre wat sê, my liggie brand maar flink. Jesus. Maar die lewe het gekom, en die winde het gewaai, en die storms het aangekom, en het probeer my liggie doodplaas. Maar ek vra vanmôre in Jesus naam, U wat die gewer van lig is, U is nie die gewer nie, U is die bron van lig, U is lig, U het nie dit lig nie, U is lig. Wil U nie vanmôre in die groot genade, elkeen se vlammetjie, wat besig is om dood te gaan, as gevolg van die sorge van die lewe, wil U nie in Jesus naam, daar die vlam, weer aan die brand steek nie, wil U nie U lig oor elkeen laat opgaan vanmôre, sodat hy vlam weer helder sal brand nie, en sodat ons helder ligte sal wees in 'n donker wêreld. U het tog vir ons gesê, Matteus 5, julle is nou die lig van die wêreld, julle is die sout van die aarde, en ek bid vanmôre in Jesus naam, dat geen lig sal doodgaan in hierdie gemeente nie, maar dat elke lig, Here, net helderder en helderder sal brand, tot op die koms van die Here Jesus Christus, wanneer die lig van die wêreld, hierdie donker wêreld sal kom verlig, en wanneer ons so skynende ligte, U sal tegemoet gaan in die lig, en so sal ons vir ewig by mekaar wees,
O Here, Here Jesus. dankie dat U ons help. Dankie dat U ons nooit as wese alleen laat nie. Want U woord het gesê, ek is met jou Amen. tot aan die volleinding van die wêreld, daar Matteus 28. Ek wil vir iemand sê, God is met jou. Amen. Hy sê, God is met jou. Prys U, prys U, prys U, prys U. Mag sy lig vanmôre ook. Jesus. Mag jy Glory to my Lord, Here ons Jesus. God in die hoogte. Mag sy heerlikheid jou bestraal. En mag daar 'n krag in jou opstaan wat sê, Here Jesus. die heerlikheid van my Here is my krag. Ek sal nie agteruit staan nie. Ek is 'n kruisvrou in die weermag van God. Hallelujah. God stry vir Glory to jou my oë Lord, sal Here aanskyn Jesus. en jou vyand wat jy nie opgestaan het. Prys Jy U. sal nie weer sien soos wat hy vas. Net Hallelujah. soos wat God vir Moses gesê het, hierdie ou vyand, Here Jesus. en hy sal hulle nooit Dank u, Here. soos nou. Want God sal die Ons prys U, Here Jesus. staan. Glory to my Lord. Halleluja! Halleluja! God is vir Here Jesus. Dis geen paar keer net weer te Glory to krag my in die Lord, hoogte. Here Jesus. Laat die heerlikheid hulle bestraal vanmôre, sodat hulle hulle weg met blydskap kan vat. En al die werke van die vyand wat teen hulle is, wat hulle ondergang bewerk, ek bid Here dat daardie werke in hierdie oomblik kragteloos gestel sal word. Enige tong wat teenoor hulle opstaan, Here, sal U vernietig in die gereg. Asseblief, Here. U is hulle, Ons prys U, ons loof U, ons eer U gaan voor hulle. Glory to my Lord, Here. In Jesus naam, laat sy lig Prys sy naam. oor julle opstaan vanmôre. Amen, Laat sy amen. lig oor julle bestaan. Jesus, Jesus, Jesus. Glory to my Lord, Here. Glory, glory to my Lord, Here. Jesus, Jesus. Myself is uit swak van in ons. Hallelujah, Here Jesus. Dat die gees van die kruis van gee op verskrokke gees. Hallelujah, Jesus. Prys U, O Hemelse Vader. Glory to my Lord, Here. Word verheerlik in Jesus naam, o God, in hierdie plek. Word verheerlik in elkeen se lewe. Maak nie saak hoe jonk of oud jy is nie. Mag die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, ryklik in julle woon, in alle krag en in alle heerlikheid. En mag hy jou sterflike liggaam vanmôre lewend maak deur sy gees wat in jou woon. Amen. The Spirit of the living God Here Jesus. is falling fresh on you today. Prys sy naam. Word Prys sy verlig naam, prys sy naam. in Jesus naam. Glory to Halleluja. Here. Amen.